Sing vir God, besing sy naam, verheerlik hom wat op die wolke ry. Here is sy naam, jubel voor hom. My broer en suster, mag die Here vir ons saam seën vanmôre, want God is hier teenwoordig. As ons God nie kan sien nie, as hy onsigbaar is, beteken dit nie hy is weg en afwesig nie. Hy is hier teenwoordig. En daarom genade vir u en vrede van God ons Here, deur die werking van sy Gees. Amen. Nou nooi die psalm ons ook uit. Hy sê, kom, besing saam, besing God se lof. Kom ons sing 2 liedere vanmôre met mekaar saam. Albei die liedboek, lied nommer 184, 2 verse daarvan, en lied nommer 198, 3 verse daarvan as ek dit reg onthou. Lied 184, u kan opstaan as u wil. Hoe sê hulle, as dit vir u moontlik is en u wil, hoor ek sê hulle deesdae by die rugby stadions. So as u wil en kan u staan, dan maak ons ook die bene reguit en dan kan 'n mens se longe lekker loskom. Kom ons sing 2 lofliedere tot eer van die Here. Baie dankie. Soos wat Dawid die fout gemaak het met sy eerste poging toe die ark gaan haal het, so sien ons dit maar gebeur in die wêreld. Waar koninkliks en staatshoofde bymekaar kom, daar word die omgewing met politoer blink gemaak. Skoon, netjies. Die optogte gaan nie deur die agterbuurtes nie. Hulle gaan besoek nie ouete huise en weeshuise nie. Dit is net aardelikes, rykes, mense van aansien waarmee die konings en die staatshoofde hulle self omring. En so was dit maar nog al die eeue. So was dit ook in die tyd van Dawid. 'n Koning wys sy mag en sy grootheid deur ander belangrike mense om hom bymekaar te maak. Wat doen die God wat skepper is, die God van Sinai?
Die God van Abraham, Isak en Jakob, die Vader van Jesus Christus. Wat doen hy? Net die volgende verse, nadat die inleiding, die fanfare, die triomf aankondiging se klanke doof, dan lees ons die volgende van hierdie God. 'n Vader vir vaderloses. 'n Regter vir weduwees is God in sy heilige woonplek. God laat eensames weer in 'n huisgesin woon. Hy lei gevangenes uit na voorspoed, maar hardkoppiges woon in 'n verskroeide land. O God, toe u voor die volk uitgegaan het, toe u vooruitgestap het in die wildernis, het die aarde geskud. God is nie net in sy almag groot nie. Hy is ook in sy andersheid groot. Hy is die God van die eenvoudiges. Hy is die God wat van die hoofpad afdraai, deur die agterbuurte stap, by boemelaars en straatmense stil staan, wat afbuk na 'n kind wat wees en honger is, wat sy hand uitsteek na iemand wat veronreg is en deur die lewe verniel is. Die almagtige God op sy triomftog is die gans andere. Hy is die een met deernis. So ken die psalmdigter hom. Hy is heilig. Hy is groot. Hy is die sterkste. Hy is die almagtige. Maar ook die God van die sondaar en die eenvoudige. En daarom, as ons dit durwaag om agter God aan te stap in hierdie triomftog, hierdie oorwinningstog wat hy deur die wêreld wil stap, moenie ontwaardig wees nie. Doen dit gerus, want God vergewe. Kom ons sing 'n enkele lied, lied nommer 231, net die een vers daarvan, as ons skuldbelydenis. Daarmee sê ons, Here, ons is dit nie regtig, ons is nie waardig nie, U is heilig sonder perke, maar hier is ons wil graag agter U aanstap. Kom ons sing net die een versie van lied nommer 231. As ons agter die Here aanstap, dan gaan ons by die berg Sinaï verbystap, ons gaan dit net nou doen in hierdie Psalm. Dan hoor ons wat is God se wil, wat vra hy van ons? Ken en dien my as die enigste God. Moenie afbeeldings maak van my nie. Respekteer my naam. Hou my dag. Kyk mooi na ander mense op jou pad. Gee my liefde ook vir hulle. Daarom moet hulle nie oneer aandoen nie. Moenie steel van hulle nie. Moenie onkuis met hulle saamleef nie. Praat die waarheid. Wees dankbaar vir wat jy het. Werk hard. Verdien ander mense se agting en respek. God, help ons. Lei ons op 'n pad, want op die triomftog waarop ons stap, is daar vrede. Is daar geluk. Is daar goeie waardes. En is daar ewigheid. Mag ons dan as ons God se naam bely as skepper en verlosser en gees, mag ons hom dien daar waar die Here ons roep en elke dag wil gebruik. As ons terugkyk op die stap wat ons gestap het,
dan dwing dit ons tot aanbidding en tot die belydenis van sy naam. Kom ons sing daarvan, ek kan maar steeds bly sit. Ons sing net die een vers van lied nommer 231, die 4de vers. Dan sing ons dit met mekaar saam. Eenmaal staan ons voor die troon, dis waar ons op pad heen is, waar ons eer aan u betoon. Dan kan ons saam met die engele sing, Here, heilig, heilig Here. Kom ons begin daarmee vanoggend, want hierdie pad wat ons stap agter die Here aan, dit is die wenpad. Die 231, net die 4de vers, ek kan maar net so bly sit. Voordat ons verder uit Psalm 68 met mekaar saam lees, kom ons maak ons oë toe, dan bid ons net saam. Here, die klank van trompet en orkes, die klank van jubelsange styg tot u eer. Help ons om daaraan deel te neem, al is dit gebrekkig, al is dit te min, al is dit soms vals. Hoor ons dank, hoor ons as ons u wil aanbid, as die almagtige God, wat op 'n triomftog in u skepping op pad is. Dankie dat ons deel kan wees van u werk, van u skepping, maar ook van u oorwinning. Al verstaan ons nie die grootheid en die lengte en die breedte daarvan nie, baie dankie, dat ons meegesleer kan word, deur u liefde en u genade. En as ons dan lees deur Psalm 68 vanmôre, maak u woord vir ons oop. Al verstaan ons niks, dat ons maar net onder die indruk kan kom dat u in die grootheid laag afbuk tot by sondaar mense, tot by my en elkeen van u kinders. Aan u die eer. Dankie dat ons hele gemeenskap, ons gemeente aan u kan opdra. Ons bid vir hulle wat siek is, wat bekommerd is oor hulle eie gesondheid. Bid vir 'n hele klomp van ons lidmate wat in hierdie tyd mediese ondersoek ondergaan. Ons bid vir kalmte en rustigheid. Ons bid vir van ons lidmate wat oud geword het, wat sukkel om rond te beweeg, vir wie die lewe elke dag 'n stryd geword het, wat verlang na tye van verlede. Dankie Here, dat u 'n God is wat by ons is van geboorte tot by graf, maar ook daarna. En dat ons vanmôre opnuut kan besef en kan bely, dat is werklik niks. Geen siekte, geen eensaamheid, geen ouderdom, geen krisis, geen krag, geen mag, selfs nie eers die dood, wat kan skeiding bring tussen ons en u nie. Maak dit vas in ons gedagtes en in ons harte. Dankie Here dat u naam op soveel maniere groot gemaak kan word. Dankie dat soveel van ons mense in hierdie tyd op hulle knieë is om dankie te sê. Dankie vir goeie oeste. Dankie dat u in die natuur dit beskik het,
dat plant en dier kan oorleef in moeilike tye. Dankie vir die werk wat hier geskep word. Vir die bydraes wat gemaak word, ook in armhuise. Dankie, Here, dat ons naby aan U kan leef. En so bewus kan wees van U sorg en U seëninge. Ons bid, Here, vir ons jong mense, ons kinders, in hierdie vakansietyd, baie van hulle op toere, besig met sportgeleenthede, op vakansie, hou U aan vir bewaring, oor ons almal, ook oor hulle wat op die gevaarlike paaie moet reis in hierdie tyd. Dat in die besonder vir hulle, wie se kinders ver is, oor see, op ander plekke, ander lande, wil U ook daar wees. En dankie dat U hierdie Here stofkolletjie wat ons aarde noem, in U hand het. Dat daar nie 'n plek is wat U nie ken nie, want U ken die sterre en die hemelruim. U ken ook vir ons. En dankie dat tyd en afstand verdwyn, dat ons in U teenwoordigheid kom, en dat U liefde volmaak is, oral, altyd. Daarom al skei afstand ons en tyd ons van mekaar. Dankie dat ons naby aan mekaar kan wees, deur liefde en omgee. Seën ons Here in hierdie erediens, seën ons in die week wat vanoggend begin het, 'n besige tyd, maar 'n wonderlike tyd, waarin U vir ons genadig is. Ons bid U seën af op al die werksaamhede, ook in die beplannings van ons as gemeente, vir die kwartaal wat al reeds vir ons wag. Harde werk, baie dinge wat moet gebeur. Seën dit. Mag U naam verheerlik word. En mag elke dingetjie wat ons doen en bydra, ook nog 'n noot is, nog 'n lofuiting is, in die triomftog van die lewende God, op hierdie aarde in die geskiedenis, tot in alle ewigheid. Aan U die eer, in Jesus se naam. Amen. Ons het al reeds die hele klompie aspekte van die Psalm probeer hanteer en vir die probeer oriënteer binne die Psalm. Ek gaan nou 'n klompie verse weer lees. Ons gaan nie die hele Psalm kan lees nie, ons het eenvoudig bloot net die tyd in die kwessie van 1 uur se erediens nie. Maar ek wil hier van vers 13, 14 af nog 'n paar verse vir u lees. Wat eintlik wonderlik is, God se voorsiening. Kom ons lees van vers 10 af. Ons het nou God se naam geëer, dis 'n besondere tyd op Vaderdag. Al die peek en oes is uitstekend. Ek dink min mense het verliese gemaak soos die afgelope 2 jaar. Alles is nog baie gehad om toe te stop. Ten minste vorder mense en is daar moed. Daar's 'n weer 'n ligter tred gekom in ons skema. Rapie sê vir my dat hy het nog nie so iets beleef dat die kwaliteit van pekanneute so goed deur die bank is nie. Hulle kry omtrent net nie 'n swak lewering van neute nie. En ons hoop dat u elkeen ook deel in hierdie voorspoed en dat ons die Here daarvoor kan dankie sê. Maar dit kom nie van self nie. As ons in vers 10 lees, kom ons lees maar die hele Psalm tot daar waar ons ophou dan met hom. Kom ons begin daar by vers 8. O God, toe u voor die volk uitgegaan het, toe u voor uitgestap het in die wildernis, het die aarde geskud. Dis 'n herinnering aan die tyd voor rigters en in die rigtertyd. Dis die geskiedenis wat daai tyd vars was in die psalmdigter se gedagtes en daarom begrond hy baie van wat hy sê in die geskiedenis. So hy praat van die uittog uit Egipte, die land van melk en honing. Hy bring dit weer voor die volk. Hy herinner die mense daaraan. Vers 9, het die aarde geskud, ook die hemel het gedrup voor God. Die een van Sinai voor God, die God van Israel. Milde reën het u, o God, laat uitsak oor die erfdeel, wat uitgeput was. Het u laat herleef. U woonplek waarin hulle woon, in u goedheid, het u dit gereed gemaak vir magteloses, o God. As ek my net hier kan onderbreek, baie sterk gedagte wat dwars in die Psalm gaan is, dat ons is op die aarde, maar dit is God se aarde. Ons vergeet dit so maklik. Ons hanteer en leef op die aarde asof ons die eienaars is daarvan.
En die psalmdigter bly dit in 'n refrein herhaal. Hierdie aarde is ook God se woonplek. Dit is sy skepping waarin ons woon. Dit maak hom bang in 'n sekere sin, dit gee groot verantwoordelikheid, maar dit bring gerusheid. Hy sê amper, moenie bekommerd wees nie, God sal sorg vir sy skepping. Jy sal deel daarin, en ook in sy sorg. Vers 11, u woonplek, waarin hulle, dis die mense woon. In u goedheid het u dit gereed gemaak, vir magtelooses, o God. My Heer het 'n boodskap uitgestuur. Die vroue wat die goeie tyding bring, is 'n groot skare. Die konings met die leers vlug, hulle vlug. Die mooi vroue tuis, verdeel die buit. As julle tussen die saalsakke gaan rus, daar is duwe, hulle vlerke is met silwer bedek, en hulle penvere met geel-groen goud. Wanneer die Almagtige die konings in die land uitmekaar jaag, sneeu dit op die berg Salmon, massiewe bergreeks, bergrug van Basan, bergreeks met pieke, bergrug van Basan. Waarom kyk julle met afguns, bergreekse met pieke, na die berg wat God gekies het, as sy woonplek? Dit is ook waar die Here vir altyd sal woon. Die strydwa mag van God is 10.000, duisende der duisende. Die Here het van Sinaï afgekom, by die heiligdom aangekom. Hy het opgevaar na die hoogte om daar te woon. Here God, nadat u gevangenes weggevoer het en skatlik gevorder het by mense, selfs bergkoppiges. As jy nou weer onthou, hierdie vers 19 is die vers wat Paulus aanhaal in Efesiërs 4. En as 'n mens dit in hierdie konteks lees en hoe Paulus dan die Ou Testament aanwend ook in sy boodskap, dan is dit eintlik die beste verklaring van wat hy bedoel. Dit gaan vir Paulus nie oor enigiets anders as oor die almag en die triomf, die oorwinning wat God vir ons gegee het. Ons lees eers net tot hier saam, ons sal net nou nog 'n paar verse as afsluiting ook lees. Interessant dat berge in hierdie Psalm nogal 'n belangrike rol speel. U dit nou sopas ook gehoor. Die word na hoofsaaklik 3, en as ons in die Nuwe Testament nou bybring 4 berge verwys. As ons dan die sprong kan maak, soos wat Paulus dit maak na die Nuwe Testament. Daar is berge, daar is die bergpieke van Basan. En aan die noorde van Israel nogal regtig mooi berge sê hulle, wat vir 'n groot deel van die jaar koud genoeg, hoog genoeg is om koud genoeg te wees, sodat daar sneeu op daardie berge kan wees. En sneeu in 'n woestyn, al kyk ek van ver af daarna, is dit nogal iets besonders. Baie van daai sneeu, van die sneeu beland uiteindelik ook in die Jordaanrivier, en is ook 'n voedingsbron van baie goeie, gesonde, helder, vars water wat uit die berge uit afvloei. En baie mense het na hierdie berge gekyk asof dit die beste, die mooiste is. Nou sê die psalmdigter, julle wat so kyk na die berge, die bergrug van Basan, wat is 'n redelike tyd, soos dit nou ons tyd nou maar min of meer nog steeds lyk. Julle moet nie bekommerd wees nie. God het ook 'n berg. Hy het ook 'n berg. Die ander berg waarna hulle verwys is hierdie berg. Hy's nie so groot nie, maar hy's pragtig, hy's groen. Dis 'n berg om mee te spog. Die berg Salemberg, of hy's ook onder ander name bekend. Wat ook mooi is. Ook 'n mooi berg. Rondom hierdie berg was daar baie afgode aanbidding. Baie tradisies van die heidenvolke, baie rituele is rondom hierdie berg gevoer. So dit was 'n bekende berg, veral onder die heidenasies. Nou sê die psalmdigter, ja, daar's nog 'n berg. Ook 'n mooi berg, ook 'n mooi berg. Maar God het sy eie berg. Dis die volgende waarna ons kan kyk. En dis soos die berg Sinaï vandag lyk. Baie waarskynlik, ons is redelik seker, dat dit die berg is waar God aan Moses verskyn het. En hy sit eintlik in 'n woestynstreek. Dis nie 'n baie nat omgewing, maar meestal vaalgroen, bietjie soos die Karoo, dalk nog 'n sarapsie droër. En daar's hierdie ruwe, byna onaansienlike berg, wat daar so half alleen staan. En dan sê die psalmdigter, God het ook 'n berg.
dis sy berg. God kies nie die bergrug van Basan nie. Hy kies nie die groen berge van Horeb en ander plekke nie. Hy kies vir hom 'n ander berg. Miskien nie so mooi nie, maar dis die plek waar God is. En waar God teenwoordig is, daar verander alles. Want hier het hy sy wet gegee. Hier het sy volk kom stil staan. En hier was God op 'n manier teenwoordig, dat toe Moses sy teenwoordigheid beleef het, hy so gegloei het, so verander was, dat hy vir 'n tyd 'n sluier moes dra. God is by sy berg Sinai. Dis God se berg. God het nie 'n berg nodig om sy grootheid mee te bewys nie. Hy is wat hy is, omdat hy God is, Skepper God. En daarom is Sinai vir hom en vir Israel en vir u en my goed genoeg. Sinai. Ek wil hier reeds, en ek doen dit omdat Paulus dit doen, hier is nog 'n, mens kan dit amper nie 'n berg noem nie. Dis soos Golgotha vandag lyk. 'n Mens kan jou amper indink, die naam herinner ook dat dit skedelkoppie. Dit herinner 'n mens half aan die gesig, aan die holters van 'n skedel, van 'n geraamte. Onaansienlik. En in die tyd, omtrent 2000 jaar gelede, was God hier op 'n besondere manier teenwoordig. Nie 'n mooi plek nie. Nie 'n uitsoekplek nie. Waarskynlik in die hele wêreld van daardie tyd, waarskynlik die onaansienlike plek, want dit was 'n stinkende plek wat ruik na dood en verrotting en aakligheid, lyding, swaar kry. Maar God was daar. God maak van hierdie onaansienlike rots uitpunting daar buite Jerusalem in daardie tyd, maak hy iets besonders. Want God se seun was daar. En dis waar die laaste offer gebring word. Daarom dat Paulus hierdie Psalm aanhaal en sê, God word nie verheerlik in die natuur alleen nie. Hy is wat hy is. Hy is die skepper en hy is die Vader van almal. God kies die nederige, die sondaar. Daar maak hy sy woonplek. Daar wil hy wees. Jy kan gerus verder gaan lees in hierdie Psalm, aangrypend mooi. In die volgende deel van die Psalm word die rigterstyd in herinnering gebring. Hoe dat God telke male sy volk verlos. Soms deur onwaarskynlike mense. Dikwels vroue, daarom speel vroue ook in hierdie Psalm 'n pertinente rol. Dat God vroue, die minst belangrike mense in die gemeenskap gebruik om sy oorwinning mee te bevestig. As jy dit klaar gelees het, kyk weer na die laaste 4-5 verse. Ek gaan vir u lees van vers 33 af. As u wil, kan u dit weer lees. Koninkryke van die aarde, sing vir God, besing my Heer, hom wat ry deur die oeroue hoogste hemel. Kyk, hy laat sy stem, 'n magtige stem weer klink. Erken die krag van God, dat hy hoog verhewe oor Israel is, en dat sy krag in die wolke lê. God wek ontzag in jou heiligdomme Israel. Die God van Israel, hy gee krag en sterkte aan die volk. God moet geprys word. Ek wil vir die omdigting van T.T. Kloete, ek wil uitnooi om dit ook te gaan doen, gaan lees, hoe dat hy dit gedig het, hoe dat Afrikaans dalk ook iets van die bedoeling van hierdie Psalm duideliker laat word, as dit in ritme en in rym geskrywe word. Want die hele Psalm is 'n aangrypende ritmiese lied en gedig. T.T. Kloete, hierdie verse wat ons net gelees het, dig hy om dat dit so klink. O God, wat red, toon u gesag, laat konings neerbuig voor u mag, hul hande na u uitsteek, tree op teen die wat ons vertrap, roep hulle Heer tot rekenskap.
Hoor ons, as ons u om hulp smeek. Ons moet aan God 'n loflied wy, aan hom wat deur die hemel ry. Sy mag reik bo die wolke. Erken dat hy almagtig is, hy wat van die begin af is. Kom loof hom, alle volke. Mag dit ook u lied wees, en u besef, as ons deel is van die triomftog van God. Kom ons volg hom. Ons dink te min van die heerlikheid en die voorreg en die eer wat God ons aandoen deur te sê, kom na my toe. Al is jy moeg en belas, ek gee jou die oorwinning. Kom deel in my oorwinning. Wat 'n voorreg, wat 'n vreugde. Amen. Here, u is die Almagtige. U het nie berge en klippe nodig nie. U het nie bergspitse met sneeu op nodig om van u te vertel nie. Want u het dit alles gemaak. U is die skepper. Die aarde, ook die plek waar die voete is. U ken die skepping deur en deur. U hou die aarde in die hand. En tog in u almag ken u elkeen van u kinders. U het hulle by die naam geroep. U het hulle lief. U gee u self op 'n onaansienlike klipkoppie met die naam Golgotha. Gee u uself sodat ons ooit weer te twyfel oor u liefde en u genade nie. Dis te groot, Here. Dis te veel. Die geskenk uit jou hand is mos onmoontlik, maar tog nie. Tog nie. Want Jesus is die Here en hy is die verlosser van elkeen wat sy naam bely en hom dien. Daarom maar net dankie. Saam met die digter van Psalm 68, saam met Dawid, wil ons uitjubel. Here, u is waarlik bo almal. In u almag heers u, in u almag triomfeer u. En al wat ons kan doen, is om agter u aan te stap. Deel te wees van die triomftog van die lewende God. Van die begin en tot in alle ewigheid. Dankie daarvoor. Aan u die eer. Amen. Annemarie Prinsloo vanmôre gesorg vir die blomme. Ons sê vir haar baie dankie. Ek staan verstom oor die talente wat in hierdie gemeente is. Mense kyk mense so en as hulle so ietsie kom neersit dan weet ek nie altyd hoe hulle dit reg kry nie, maar vreeslik baie dankie dat daar ook iets van God se skepping, van die mooi daarvan wat ook deel is van sy triomf, ook in die klein, in die mikrokosmos en in 'n ryker soos hierdie kan kom. Vreeslik baie dankie vir u, vir Annemarie en vir almal wat ons eredienste ook opvrolik op hierdie manier. Baie dankie daarvoor. Kom ons sluit af met die nommer 201. Daar is tee, daar's nog 'n klompie cupcakes. Ek het vergeet om hulle vanmôre vroeër, maar net gesê ek moet hulle gaan uithaal, maar toe is ek en Anton so besig met ander goeders dat ek vergeet om hulle die vrieskas uithaal, so as hulle te hard is om te byt. Ek dink daarom hulle kan al so 'n bietjie ontdooi wees. Vat hom uit, so hy het nie sommer nagereg. Hy gaan eet nie maar by die ys as hy bietjie te hard is. Ek is jammer daarvoor, maar ek seker dat die kinders dit saamvat. Maar daar is cupcakes, dit moet die gedagte wat tel, nê. Baie dankie ook vir hulle wat daarvoor gesorg het. Dis baie lekker ook. Ek kan dit aanbeveel. Kom ons sing lied nommer 201. Ons gaan daarvan net die een vers sing. Nee, ons gaan 3 verse sing. Ons gaan 3 verse daarvan sing. 3, ekskuus. Ons gaan 3 verse van lied nommer 201. Kom ons neem deel aan die lof aan God. Dis 'n loflied. Ons sing vanmôre met 'n loflied, 'n jubelende lied wat baie lekker sing. Kom ons sing dit uit volle bors tot eer van die Here, want ons is deel van hierdie triomftog. Lied nommer 201, 3 verse daarvan. U bly staan vir die seën.
erken as Heer, en hom erken as Heer, en hom, ja, hom erken as Heer. O van die Heer verheerlik hom, wees vrolik, juich en sing, laat al wat leef hom dank en prys, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring. O prys die Heer, besing sy naam, sy hele skepping juich, laat almal saam hom eer betoon, en voor hul koning buig, en voor hul koning buig, en voor, ja, voor hul koning buig. Kom ons buig vir ons koning, ons vra en bid hom dat hy met ons sal wees, met die wete dat hy dit beloof en gee, ontvang sy seën, gaan leef voluit met vreugde, hy gaan by u wees, oral en altyd. Die genade van God ons Skepper bly by u. Die liefde en die vryheid van Jesus Christus ons Verlosser bly by u. Die teenwoordigheid, die troos, die wysheid van die Heilige Gees bly by u waar u ook al mag gaan, want u is lankal deel van God se triomftog. En hom die eer. Amen. Amen. Mag dit vir elkeen 'n wonderlike week wees. Die geheim om vooruitgang te maak is om te begin. Dankie vir die wysheid, Anton. Ons waardeer dit. Sterkte vir elkeen. Pas jouself mooi op.